Jy onthou Matteus 23 waar Jesus sê, julle sal my nie sien, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom. Hoekom? Want julle het hulle wat ek gestuur het doodgemaak. En toe kon ek nie julle soos 'n hen by mekaar maak, haar kuikens nie. En dan sê hy ook, julle het die sleutels van kennis weggeneem deur die gestuurdes dood te maak, of uit die stil te maak. Ons het gekyk na 'n tuining, sê gou 'n tuining. Tuining is 'n baie skitterende woord om iets te bereik, né? In die lewe van Paulus, dan sê hy, ek het sekere goed moes doen, ek moes van sekere goed ontslaa raak, ek het uitgestrek, vergeet wat agter is, u ken daai skrif, sodat ek dit dalk kan bereik, that I may attain unto the resurrection of the dead, sê hy. In Efesiërs 4 sê hy, praat hy van die bedieninge wat God gegee het. His intention was the perfecting of the saints until we all attain oneness. Afrikaans sê kom tot by, of jy kan die woord bereik ook seker gebruik of so, attain. Attain het die voorveronderstelling van jou uitstrek, né? Moeite maak vir iets. Ok, ons het gekyk na die helde van Dawid, wat fenominale manne was, leeugesigte, vinnig op die berge soos gemsbokke. Hulle het verskriklike goed gedoen. Ek dink nie Dawid as sulks was 'n krygsman soos een van hulle nie. Maar op 'n stadium kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, Dawid, jy is soos 10,000 van ons. En die effek en die konnotasie van leierskap in die koninkryk van God is geweldig belangrik. Nou ek wil gou net een vers met u optouch uit hierdie deel uit wat ek bygesit het by hierdie opsomming. Dit was nie in die deel wat ek vir u gestuur het nie. Geef my slide 37 asseblief. Dit is hulle, hierdie Gadiete wat hy van gepraat het, wat deur die Jordaan gegaan het en die ouens daar verjaag het. Deur die Jordaan toe hy op 'n vloed was. En so aan vers 16, en toe daar uit die seuns van Benjamin na Dawid kom, het Dawid uitgegaan hulle tegemoet en vir hulle gesê, as julle met vrede na my kom om my te help, sal ek my van harte met julle verenig. Hier is 'n baie belangrike konsep in die koninkryk van God. Maar as dit is om my teestanders te verraai, of skoon daar geen onreg in my hande is nie, mag God dan self sien as dat. Die rede hoekom Dawid dit doen is, dis ouens wat van Saul afkom. So hierdie kan sy vyande wees, dit kan 'n trap wees, dit kan, en nou moet Dawid hulle uitsort, en hy sê vir hulle hierdie ding. Nou kom ons kyk, wat sê die Engels, die een vertaling. And David went out to meet them and blessed them, and said to them, if you have come peaceably to me to help us, né? Jy kom vir die ouens saam met die leier. My heart will be knit to you, of joined to you, of at peace with you, of together with you, of united with yours. Verskillende woorde, maar die konsep, my heart will be united with yours. It will be joined, it will be knit to you. Die een vertaling sê dit so, then may the Lord grant you a double portion of that which you have in your heart. Dis wat grace doen, dit verdubbel wat jy in jou hart het. Is fenomenaal, né? Hierdie goed sien ons, dit gebeur. Dis die krag van wat in die gees gebeur. En toe kom Amasai, en Amasai het 'n revelation van die Here, en deur die gees sê hy, Dawid, jy is dit, en ons moet jou volg, ons wil jou volg, en dis waarvoor ons hier is, ensovoorts. En dis wat Dawid gesoek het, maar een van die goed wat Amasai sê is, Dawid, ons is met jou, en ons is vir jou, en met en vir die ouens wat jou help. Die ouens wat jou help. Dis baie belangrik, ouens, hoe ons mense integreer in die familie van die Here. Jy kan nie kom vir jou eie ding nie. Jy kan nie kom net vir die leier nie. Jy kom en jy join. Sê gou amen. Ek sal nou nie verstaan hoekom ek sê amen nie. Daar's baie ouens wat kom met 'n gesindheid van hy sal daarna toe kom want daai pastoor is daar. Wrong, is verkeerd. Jy kom om te help wat die Here hom gegee het om te doen. En om dit reg te kry, moet jy een word van almal. Ons moet hierdie goed uit die kerk uitjaag. Dis regtig 'n siek gees. Seriously, dis 'n ding wat die liggaam van Christus verdeel.
Elke ou kraai op sy eie mishoop, hy het sy eie ding aan die gang, hy hoor net homself en hy's al hierdie goed en hy baie keer gaan join hy 'n bediening terwille van sy bediening. Hierdie bediening kan vir my scope gee. Hierdie ministerie, hierdie kerk kan my bediening promote. Dit kan my meer sigbaar maak. En weet jy wat doen jy? As jy daai attitude het, dan soek jy altyd die grootste gemeente. En laterand is dit 'n groot gemeente, maar dis net 'n klomp ouens wat daarin is vir hulle self. Ouens, dit beteken niks. Beteken regtig niks. Ons moet daai gesindheid slag. As jy hier is jy hier om my te help. Ons het dit laasweek uitgesort, né? OK. Ek glo julle verstaan dit. Nou, 2 Samuel 23. Nou wil ek laat waai. Vers bladsy. OK, julle worry nie oor die bladsy nie. Dis die laaste woorde van Dawid. Dawid spreek, die seun van Isai, die man wat hoog geplaas was, die gesalfde van God, die lieflike in die sange van Israel. Wat is Sivi? Nou, hy sê die gees van die Here spreek in my, en God het gesê, die rots van Israel het tot my gespreek, 'n heerser oor mense, regverdige heers in die vrees van God, is soos die môre lig by sonsopgang. 'n Môre sonder wolke as deur die glans na die reën, grasspruitjies uit die aarde uitkom, want is my huis nie so by God nie. Hy het my 'n ewige verbond vir my daagstel wat in alles gereël en verseker is, want al my heil en alle welgevalle sal hy dit nie laat uitspruit nie. Nou vers 6, maar kyk nou net, dis nou alles hierdie stuk wat Dawid skryf. Nou wonder ek baie keer as 'n ou so begin, hoekom gaan hy nou hiernatoe? Hierdie hoofstuk het drie mense. Dit het Dawid, dit het die deugniete en dit het die helde. 3 mense. In Dawid se lewe is daar, noem hy die partye in die volk, met ander woorde. En dan noem hy nog die gewone mense. Weet jy wat noem die Bybel hulle? In die Duits het ons 'n gesegde gekry, die kreti en die pleti. Ken julle dit? Die Bybel gebruik ook daai woorde. Die kreti en die pleti, die Bybel sê dit so. In Dawid se tyd, en dis die ouens in die volk, jy weet die volk nou, sal ek nou maar sê. So daar was 'n 4 basiese partye wat vir ons genoem word, en hier is 3 van hulle. Eers praat Dawid van 'n leier, en dan kom hy by die deugniete. Nou kom ons kyk gou. Vers 6, maar deugniete, hulle almal is soos weggegooide dorings, want 'n mens vat dit nie met die hand nie, en elkeen wat hulle wil aanraak, wapen homself met 'n yster of die steel van 'n spies, en met vuur word hulle op daardie plek heeltemal verbrand. Nou wil ek die vraag vra, wat is 'n deugniet? Kom ons kyk wat sê Job. Durf iemand aan 'n koning sê jou deugniet? Durf iemand aan 'n koning sê jou deugniet? Aan die edeles jou goddelose. OK. Ander woorde, kom ek sê nou vir u, wat is die Bybelse konsep van 'n deugniet? Dis iemand wat leierskap minag. Wat autoriteit minag, né? Want ek het vir u gesê, Dawid stel eerste bo, praat hy oor goddelike autoriteit. En dan kom hy nou by hulle wat dit minag, en dan kom hy by sy helde, wat getuin het na leierskap toe. OK. Dan 2 Samuel 16. Dawid en sy manne het toe met die pad getrek, terwyl Semi allangs hom aan die kant van die berg geloop en vloek het, en met klippe gooi en stof maak. Toe Dawid vlug vir Absalom, toe is daar 'n ou wat hom seker nie gelike het nie. Semi, en hy loop hier al aan die kant en maak geraas en maak stof en alles en so aan. Vers 7 sê, en dit het Semi gesê terwyl hy vloek, weg jou bloedvergieter en jou deugniet. Weg jou bloed, en dan skop hy stof en hy maak moeilikheid en so aan, terwyl dit sy woorde is, jou deugniet. 1 Samuel 2 vers 12, hier is 'n baie goeie voorbeeld, maar die seuns van Eli was deugniete. Hoekom? Hulle het die Here nie erken nie. Waar het hulle die Here nie erken nie? In hulle pa. Hoor jy wat ek sê? Hy was die hoëpriester, Eli. Maar hulle was deugniete, hulle die Here nie erken nie, en daarom het hulle alle nonsens aangevang onder die volk,
en Eli in die skande gesteek en sy hele ministerie goed vernietig, want hulle was deugniete, hulle het die Here nie erken. En dit is interessant, toe hulle nou toe Dawid terugkom by die Jordaan, toe Semmi die eerste ou daar, hy sê vir daai, val voor Dawid neer, hy sê koning, ek is eerste hier om jou te groet. Hy sê, moet asseblief nie my vergeld vir wat ek gedoen het nie. En Dawid sê vir hom, ek garantie jou, jy sal nie vandag sterf nie. Maar toe Dawid vir Salomo oorgee, toe sê Dawid vir hom, onthou jy wat Semmi gedoen het? Handel met hom in jou wysheid. It's amazing, né? Is ongelooflik. En 'n deugniet is 'n nare posisie om in te wees. Jy moet nooit jouself in hierdie posisie stel nie. En Salomo sê vir hom, hoorie Pel, jy bly in Jerusalem, jy gaan nêrens heen nie. En eendag toe loop sy vee of sy werkers of iets weg. En hy hol hulle agterna om hulle te gaan haal en hy vergeet. En hy's uit Jerusalem uit. En een of ander klikkie dik sê vir Salomo, jy weet, en toe is dit so. Maar ek moet jou nie in hierdie posisie sê, maar kom ons gaan aan. Nou, na die volgende vers toe. Vers 8, vers 7 was 6 en 7 oor die deugniete, maar kyk nou hier's waar ek wil wees. Vers 8, dit is die name van die helde wat Dawid gehad het. Daai een ou is 'n verskriklike naam. Hy was Adino, die Esniet, seker sy ander naam. Teen 800 wat op een keer gesneuwel het. Kyk net wat het hierdie manne gedoen. Na hom was Eleazar, die seun van Dodo. Wie is jou pa? My pa's Dodo. Die Ahohit onder die 3 helde by Dawid, toe hulle die Filistyne uitgedaag het wat daar by mekaar was om te veg, en die manne van Israel het weggetrek. Ek dink 1 Samuel of ergens is hierdie verhaal ook opgetel. Sê hulle die ouens van Israel het weggehardloop. En hierdie een ou het gaan staan en hy het opgestaan en onder die Filistyne geslaan totdat sy hand moeg geword en sy hand aan die swaard gekleef het, sodat die Here daardie dag 'n groot oorwinning bewerk het en die manskappe het teruggekom net om die byt op te tel. Vers 11, en naam was Samma, die seun van Age die Hararit, toe die Filistyne by Legie by mekaar kom, waar 'n stuk grond, land was vol lensies, en vir die Filistyne gevlug het, het hy hom opgestel in die land, van die stuk in die middel van die stuk land, en dit afgeneem, en die Filistyne verslaan, sodat die Here 'n groot oorwinning bewerk het. Hy sê, en 3 van die 30 hoofde het afgetrek, en teen die oestyd by Dawid gekom, in die spilonk, in die bergvesting, en Dawid het 'n begeerte gevoel, en opkom en gesê, wie sal vir my water drink, en gee hom te drink uit die put van Bethlehem, wat by die poort is. Dit is 'n baie mooi stories die. Toe het die 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek, en water geskep in die put van Bethlehem, wat by die poort was, en het na Dawid gebring, maar Dawid wou dit nie drink nie, hy het dit uitgegooi voor die Here, en hy het gesê, dis ver van my Here, dat ek dit sou doen, sou ek die bloed drink, van die manne, wat met lewensgevaar gegaan het, en hy wou dit nie drink nie. Dit het die 3 helde gedoen. En Abisai, onthou nou, daar's die first 3, sê gou first 3. Daai 3 wat die een met die hand aan die swaard vasgekleef het en so, daai 3, Dodo, né? Dodo en die seun van Dodo, sorry. En daai ouens. En dan was daar hierdie 3 wat die water gaan haal het, wat deur die Filistyne gebreek het by Bethlehem. Dit was rowwe boere hierdie gewees. En Abisai, die broer van Joab, die seun van Seruja, hy was hoof van die 3, en hy het sy spies geswaai oor 300 wat gesneuwel het, en het 'n naam gehad onder die 3. Was hy onder die 3 nie geëer nie, sodat hy hulle owerste geword het? Kyk hierso, maar tot by die eerste 3 het hy nie gekom nie. He did not attain unto the first 3. Daar's die woord attain. Attain. Hy het nie by die eerste 3 gekom nie. He did not attain unto the first 3, sê die Engels. Verder Benaja, 'n sterk man, die seun van Jojada, 'n sterk man, groot van daad uit Kapseel. Hy het die 2 groot helde van Moab verslaan, en het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man.
Nou jy kry verskriklike uitdinge van geloof in die Bybel, en hier's een van hulle. 'n Egiptenaar, 'n mooi man. Dit vat verskriklike geloof. OK. Dis is om 'n hak toubaar aan 'n Atos kar te sit. Jy weet, dit is net so om 'n mooi Egiptenaar te kry. Julle hoor wat ek wil sê. OK, hy het 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man, en in die hand van die Egiptenaar was 'n spies. Hy het hom gegaan die stok en die spies uit die hand geruk en dan met sy eiespies doodgesteek. Dit het Benaja, die seun van Jojada, gedoen. Hy het 'n naam gehad onder die 3 helde. Hy was geëerd onder die 30, maar tot by die 3 het hy nie gekom nie. En Dawid het hom aangestel oor die leiwag. Wie het gekies? Wie het hulle rankings gekies? Nee. Hulle eie attaining het hulle rankings gekies. Julle hoor wat ek wil sê? Want hy sê, dit het hierdie ou gedoen, dit het daai ou gedoen, dit het die eerste 3 gedoen. Dawid het nie, 'n leier het nie wit broodjies nie, as hy sy sout werd is nie. Julle hoor wat ek wil sê? Dit gaan oor die attaining, en ons het baie lelike woorde en attitudes baie keer in die kerk, dan sê ons, daai ou soek wit voetjie. Ek wil nou nie die ander woord gebruik nie, wat julle ken, maar dis nou nie so 'n mooi woord nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Dis ouens, dit hoort nie in die kerk van die Here nie. Jy attain self waar jy wil wees. Dit gaan oor jou eie begeerte. Gaan oor jou eie inset. Paulus sê, ek strek my uit na wat voor is. Niemand het hierdie ding vir my gedoen nie. Die enigste ou wat iets hiermee te doen gehad het, is, hy het my gegryp. Die vraag is jy gegryp? En dis baie keer hoekom ouens met 'n leier uitgedien raak en ontevrede raak en wat ook al, want ek stoot niemand nie, jy moet self attain. Jy moet self attain, jy moet die eie begeerte in jou hê. As jy moet self by 'n plek kom wat Christus jou gegryp het. Toe ek tot bekering kom, die aand toe ek tot bekering kom, het die Here my gedoop met die Heilige Gees. En daai aand het Jesus Christus my gegryp. Hy het my gegryp. Dis hoekom ek bekommerd is oor baie bekerings en goed vandag in die kerk, want dis asof dit 'n mental aanname is en nie 'n geestelike ervaring nie. Dit worry my baie keer. Dan dink ek, Here, hoe gaan die kerk van môre en oormôre lyk? Iemand het eendag 'n baie mooi ding gesê. Hy sê, I was born in the fire and I cannot live in the smoke. Ek kan nie in smoke lewe nie. Ek haat smoke. Because I was born in the fire. So dit het te doen met jou eie attaining. Die Engels sê, he did not attain unto the first 3. En wanneer Paulus praat oor ons medewerking met God en die deel wat ons moet doen, dan gebruik hy ook die woord attain. Nou kom ons kyk gou na 'n paar goed. Ek wil laat waai. Die omstandighede in die dae van die helde van Dawid. Die omstandighede in die dae van hierdie helde. Nou Dawid se 3 helde het hierdie ding in hulle gehad, dat hulle het attain na die eerste 3. 'n ander woord daarvoor, luister mooi, hier's dit, na die plek van uitnemendheid. A place, a position of excellence. Hulle was almal helde, maar daar was die plek van die eerste 3, en dan was daar ander orders van uitnemendheid ondertoe, en dit het niks te doen gehad met die keuse van die leier, of 'n wit broodjie, of al hierdie goedie. Dit het te doen met jou saak met God, en in watter mate jy 'n medewerker gaan wees. OK. Eerste ding, moet ons miskien praat oor 'n pad van geloof. Kom ons begin by geloof. In die tyd van hierdie helde, was dit 'n tyd waarin geloof nodig was. Ek wil jy moet hierdie ding vanoggend gryp. 'n tyd waar geloof nodig was. Hierdie ouens het gesien, luister mooi, hulle het gesien in aanhalingstekens, hulle het perceive, ken jy daai woord? Waargeneem.
nie deur natuurlike gesig nie. They perceived dat die vervulling van God se voornemens het in Dawid gelê, maar Dawid was op daai stadium 'n eensame figuur, né? Dawid het baie min gehad. Hierdie manne was in 'n toestand van swakheid, kan jy maar sê, in 'n sekere sin. Hulle is ontneem van alles. Die land was saam met Saul. Saul het die leiersels van heerskappy in sy hand gehou en dit was 'n risiko om met Saul te breek. Menslik gesproke het jy nie geweet of Dawid se saak sou uitwerk nie en jy wou nie gehad het dit moes een of ander klein opstandjie wees wat gou-gou onderdruk is en dan is alles verlore en alles te vergeef. Met ander woorde, jy het alles op die spel geplaas om saam met Dawid te wees. Jy het alles, jy het letterlik jou lewe op die spel geplaas om saam met Dawid te wees. Om jy 'n bietjie indink aan wat hierdie helde gemaak het. Dit was 'n dag waarin almal wat daai pad gekies het, dit deur geloof moes gedoen het. Geloof moes gedoen het. Vandag is dit nog net so. Luister mooi, ek wil jy moet bitter mooi luister. Om jouself te verloon, om God se voornemens in sy volheid te volg, is nie die algemene oogpunt van God se mense nie. Ouens soek 'n nice ride hemel toe. Make me pastor en ek is deel van 'n lekker happy-go-lucky club en so aan. Ek lees dit weer, om jouself te verloon, om God se voornemens in sy volheid te volg, is nie die algemene oogpunt van God se mense nie. That's why it will take people to a tuin. Sê gou weer 'n tuin. 'n Tuin. Dit gaan nie in 'n rocking chair kom nie. Jy gaan iets te bowe moet kom, jy gaan teen weerstand moet werk om hierdie ding te doen. En om deel van 'n klein kern te word wat na meer as die gemiddelde soek, en om te glo dit gaan enige sukses hê, het jy 'n klomp geloof nodig. As jy 'n gemaklike wandel soek, sal jy nie hierdie roete volg nie. Sê gou amen op daai een. As jy 'n gemaklike wandel soek, sal jy nie hierdie roete volg nie. Ek wil gou vir jou lees wat 'n kommentaar sê hiervan. This challenges us. Het jy dit daar, slide 83? This challenges us. Are we going to be second rate, third rate, or first rate? You make up your mind. This challenges us. Are we going to be second rate, third rate, or first rate? Recognizing that it is an extra cost that is involved, and that the Lord is in need of it. David was desperately in need of this kind of helper. And we are not wrong in saying the same thing of the Lord. He is desperately in need of people like this. There are not many, and his cause is very largely suffering because he does not have people like this. Surely he is calling us to face the challenge which this presents. Tweede ding, daar's verskillende grade van uitnemendheid, né, van spiritual greatness. Dawid het gehad 30, daar was die eerste 3 wat gespreek het van uitermate excellence, uitnemendheid. En dit was nie sommer net hulle self nie, dit was 'n saak van attaining. Was 'n saak van attaining waar jy jouself moet uitstrek. Paulus het Timoteus aangemoedig om te strewe na die eerste. U ken nou die skrifte wat ons al hanteer het, om uitmuntend te wees en nie net een van die groep of skare nie. Om van spesifieke waarde te wees vir die Here. Jy kan een van die 30 wees wat alreeds 'n fenominale prestasie was, maar jy kan ook vir meer gaan. Daar is 'n plek wat deur die eerste 3 verteenwoordig word. En ek dink Paulus was 'n beliggaaming van die gees van die eerste 3, as jy dit dan nou so kan noem. Toe Paulus die volgende gesê het, ek dink is daar op die bord, slide 86, Amelia, kykie wat sê Paulus. Hy sê, one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. I press on toward the goal unto the prize of the high calling of God in Christ Jesus. What things were gained to me, these have I counted loss for Christ. Yes, I count all things to be loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. The excellency of the thing which excels, the excelling knowledge of Christ Jesus my Lord.
En dan skryf iemand, hy sê, that is the embodiment of the spirit of that which is first with the Lord. Verstaan jy, dis 'n spirit, dis 'n gesindheid, dis 'n attitude, wat God noem eerste. En dit is die beliggaaming daarvan, die excellency, that which excels. Ouens, hoor my vanmôre mooi, hierdie goed is so skaars soos hoendertande in die kerk. So skaars soos hoendertande. Nommer 3, dis 'n saak van bereiking. Bereiking. Paulus sê ek wil die opstanding uit die dode bereik. Dit het niks te doen met my en jou aanvanklike redding nie. Vergifnis, al hierdie goed is die gawe van God, dit word vir ons geskenk, maar in die kwessie van bereiking word in die Nuwe Testament baie pertinent genoem. Niks met jou bekering te doen nie. En soos mense nou bekommerd is, sal ek hemel toe gaan of nie. Niks daarmee te doen nie, maar dit word genoem, dis iets verder as my en jou bekering. Anderkant ons bekering lê die konsep van attaining. Waar gaan jy kom in die Here? Waarna streef jy? Wat is jou level van excellence wat jy soek? Dis iets meer as om die ewige lewe te ontvang of in besit te neem. Kom ek lees vir die gou hierso. There is a position to be reached of value to the Lord, which is a position par excellence. Daar's 'n mooi woord. The supreme position. The Lord wants to find us in the determination that by His grace we are not going to accept anything less than the highest and the fullest that God means in respect of our value and usefulness to Him. Gaan jy vir meer, gaan jy vir nommer 1, of as jy tevrede om so te cruise en die werk so, of die einde so te bereik. Nou kom ons kyk na die helde se rede vir uitnemendheid. Ek wil iets soek, ek wil weet hoekom, ek wil weet wat maak hierdie ouens spesiaal, wat kan ek volg? Jy weet, en so aan. Kom ons gaan kyk daarna. Ons kyk na wat hierdie topmanne gedoen het, die gees en gesindheid, wat aanleiding gegee het dat wat hulle uitgesoektes gemaak het, as dit ware. Nou let wel, die ander lede van die 30 was ook dapper helde, wat ook wonderlike gedoen het, maar hierdie 3, die eerste 3, se handelswyse spreek van daai stukkie ekstra, daai uitnemendheid wat hulle so uitstaande gemaak het. Met ander woorde, wat het hulle gedoen? Nou wil ek vir u sê, ek dink nie dit lê so seer, hulle het dieselfde gedoen as die ander, maar daar's iets in wat hulle gedoen het, wat in die gees gesien kan word. Ander ouens het die laar van die Filistyn deurgebreek vir water, hulle het 300 ouens doodgemaak, 'n leeu en 'n kuil, Egiptenaar verslaan, die helde van Moab, al hierdie tipe goed. Maar die eerste 3 het iets meer uitstaande gedoen. Okay, Adino het 300 of 'n ander gedeelte sê 800 manne alleen verslaan. Hy het nie opgehou tot die laaste een dood was nie. Eleazar het hom in die middel van 'n garsland opstel, terwyl die res van die manne gevlug het en hy het onder die Filistyne geslaan, totdat sy hand moeg geword het en aan die swaard gekleef het, sodat die Here daai dag 'n groot oorwinning bewerk het. Samma het 'n lensieland teen die vyand verdedig, toe almal gevlug het, die vyand verslaan, en sodoende sy volk se voedsel verseker. So, daar's miskien 3 uitstaande dinge aan hierdie manne, wat dalk groter is. Luister mooi, ek soek vir 3 dinge, wat groter is as net wat hulle gedoen het. Want hulle almal, al hierdie ouens, het heldedade verrig. Hulle was fenominale manne, maar daar's 3 wat genoem word, the first 3, en wat lê agter? Is daar iets dalk groter wat hulle gedoen het? Jy sien, my broeder en suster, as jy hierdie goed so beskou, dan dadelik vat dit jou redenasie weg van hierdie ouens herken my nie, of hulle gee my nie plek nie, of hulle nie dit, julle verstaan wat ek bedoel. Daai goed het nie meer grond nie, dis jou attaining, dis my attaining. Sê dit vir die ou langs jou, dit gaan oor jou eie attaining. Maak so, vrouens, maak so, jou knopkop. Dit gaan oor jou attaining. Weet jy, ek wens ons kan die goed uithaal. Pastoor, hulle dit. Pastoor, jy dat. Pastoor, dit. Pastoor,
jy het alweer alles opgevoeter. Pastoor, bla 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 bla. Maak die ding reg man, 'n tuin self. Kry lewe. Jy kry dit verniet. So, ons soek 3 goed wat vandag kenmerke van uitnemendheid kan wees. Nou, die heel eerste ding, luister mooi, die heel eerste ding wat ek dink, het hierdie 3 ouens special gemaak. Luister, dis vir ons vandag geweldig op toepassing, is die waarneming, the perception van God se hart en van God se wil. Luister baie mooi, die waarneming van God se wil en sy hart. Hierdie ouens het geleef in 'n tyd van oorgang. Die oorgang was van Saul na Dawid, en hierdie manne het waargeneem, ek sê nie gesien nie, dis nie fisiese sight nie, dis iets wat jy met jou gees sien. Hulle het waargeneem dat iets wat nie God se wil is nie, is op die troon van die land. Iets wat nie God se wil is nie, sy finale wil, sy volle wil, is besig om te regeer. Met ander woorde, dinge is onklaar, onafgehandel, die land is in 'n onbevredigende toestand, en God se volle voornemens het gerus in Dawid, en nou die waarneming van hierdie ding, om dit te kan sien, luister baie mooi, om dit te kan sien, en jou daartoe te commit, glo ek was die eerste plek, waar ouens se excellence begin het. Luister baie mooi, jy sal nou miskien sê, maar wat bedoel jy? Wat is jou punt? Om te sien, dat wat aangaan is nie God se wil nie, om dit te perceive, om met die gees te kan waarneem. Luister mooi, daar's vandag baie ouens, wat nie kan sien, hierdie season en hierdie woord is God nie. Hoor jy wat ek sê? Hulle sit in apostolic kerke of wat ook al, hulle sit onder hierdie woord, maar hulle het dit nog nooit perceive nie. Hulle het dit nog nooit met hulle gees waargeneem, so hulle kan hulle self nie eintlik commit nie, want hulle sien dit nie. En hierdie manne het gesien, something is not right. En ek gaan my commit tot hierdie saak. Dis waar excellence begin. As jy begin 'n tuin, as jy hierdie pad wil loop, dan moet die ding heel eerste in jou hart lewe. Wat ek vanmôre gesê het, wat Tamu sê van you've got to see it first. Hierdie manne het dit waargeneem. Die tweede een, saam met die waarneming, was 'n verantwoordelikheidsin. Luister mooi, 'n sin van verantwoordelikheid. Verder, hulle het nooit enige aanmoediging nodig gehad nie. Hulle het 'n sin van verantwoordelikheid gevat. Hulle het inisiatief geneem in hierdie verantwoordelikheid. Hulle het God se saak hulle eie gemaak en op hulle self van toepassing gemaak. En omdat hulle gesegde was eintlik, omdat ek dit insien, weier ek om dit te versaak, ek commit my, ek neem hierdie saak op myself. Luister, daar's baie mense wat in die skare en in die groep kan beweeg. Dis nie 'n kuns nie. Wat kan optree wanneer hulle, solank hulle ondersteun word en aangemoedig word. Maar baie mense raak weg of hulle verdof wanneer hulle hierdie groot taak alleen moet aanpak. Dis waar verantwoordelikheidsin inkom. Sal jy dit vat en sal jy jou commit? Do you perceive it and will you commit to it? Het jy die verantwoordelikheid teenoor hierdie goed om dit, wat dink julle soek ek hier? Wat dink julle soek ek hier? Ek kon vandag lekker happy-go-lucky godsdienst gehou het en julle verstaan wat ek meen. Maar ek het iets gesien wat ek moes pursue. En ek het verantwoordelikheid daarvoor gevat. En dis wat jou bring by die first tree, by die gees. Dis wat pursuing, dis wat attaining is. Kom ek lees gou vir julle. Ek het hierdie paragraaf op die bord gesit. 94, slide 94. Uitnemendheid word gedemonstreer deur persoonlike verantwoordelikheid te neem
ongeag of ander dit doen of nie. Jy kan maar amen sê daar. Deur verantwoordelikheid te neem, ongeag of ander dit doen of nie. Dit is die gewilligheid om te staan vir dit wat God as sy wil geopenbaar het, al moet ons alleen staan. As jy glo die apostolic is die season en die woord van God vir hierdie seisoen, dan vat jy dit, al moet jy alleen staan. Is dit reg? Dit mag dalk een teen baie wees, en daar mag 'n groot mate van eensaamheid betrokke wees. Maar dit is waar die toets van ons geestelike mate inkom. In eie inisiatief en verantwoordelikheid, wat nie wag vir 'n organisasie om gestig te word of met die probleem te deel nie, maar dis 'n persoonlike saak, ek maak dit 'n persoonlike saak, en ek gaan dit ordentlik doen. Verstaan julle? Verantwoordelikheid, die derde een. Die derde een is geestelike stamina. Geestelike stamina. Kyk hoe skakel hierdie goed in een, hè? Geestelike stamina. Dis die goed wat so vandag te kort in die kerk. So kort is in die kerk. Nou, dit lyk asof hierdie manne hul mate van uithou vermoë om 'n ding deur te sien tot die einde toe, asof dit 'n eienskap van hul uitnemendheid was. Iets wat lyk asof dit 'n kenmerk van al drie was, word verpersoonlik in een ou, wat die Bybel sê, hy het geveg tot sy hand aan die swaard gekleef het. Sy hand aan die swaard gekleef het. Dit beteken, hy het so vas en so aanhoudend gehou, dat hy later nie kon los as hy wou nie. Have you been there? Is jy so commit, dat jy nie kan los al wil jy? Sy swaard het amper 'n deel van sy hand geword. Hy's moeg van die geveg, maar hy sal dit deursien tot die einde toe. Sê gou deursien. Hy sal dit deursien, hy het verantwoordelikheid geneem, hy het dit gesien in sy gees, hy het verantwoordelikheid geneem, hy sal hom commit, en hy sal hierdie ding deursien tot hy klaar is. Wow, het ons nie sulke mense nodig nie, ouens. Ja, vandag as jy op iemand se twinkie trap en sê hy, Stoffel. Nou wil hy die advertensie van Stoffel. Stoffel, my maat gesê, jy's 'n leilak. Jy het onthou, is 'n verfadvertensie van die meise wat die pyp geverf, hulle het die pyp geverf of iets, 'n pleskon of iets. Dan sê sê sy hom, Stoffel. En dit Stoffel is in die kerk. Jy, Stoffel is rampant in die kerk, my man. Sy swaard het amper 'n deel van sy hand geword. Nou, luister, ouens, luister, daar's baie mense wat 'n nuwe ding kan gryp en met groot ywer kan hardloop en so was dit in die begin van die apostoliek ook. Groot ywer, ons het konferensies getrek, ons het sale vol gemaak. Maar hulle los uiteindelik 'n groot klomp onvoltooide goed oral. Hulle lewens word gekenmerk deur onafgehandelde goed. Hulle begin in 'n goeie gees, maar niks word deurgedra tot voltooiing nie. Daar kom 'n punt van moegheid en traagheid. Luister mooi. 'n Plek waar die koste van die gevaar toeneem. En dan word die hande slap en die ding word nie klaargemaak nie. Daar's baie in die Nuwe Testament wat gesê word oor volharding tot die einde. Luister mooi. Ek het hierdie sin in bold getik. Hy's nie daar op die bord nie, maar luister hierso. Geestelike stamina is 'n toets vir uitnemendheid. Geestelike stamina is 'n toets vir uitnemendheid. Sal jy môre en oormôre nog hier wees? Even though the going gets tough, the tough don't go drinking. Anderkant al die stimulus van 'n nuwe en 'n vars uitdaging en 'n nuwe situasie. Wanneer moegheid intree en al die romanse is weg, is dit 'n harde storie, dan moet jy soms grind. Nou moet jy doeteenvoudig net uithou. So Eleazar se hand het aan sy swaard
vasgekleef. Luister, hy was moeg, maar hy het die werk klaargemaak. Hy was nie halfpad deur afgesit of ontmoedig of miskien offended nie. Hy het die werk klaargemaak alhoewel hy sekerlik moeg was. En dis wat geskrywe staan oor wat hierdie manne gedoen het. Hulle het die taak voltooi, dit het hulle baie gekos, maar hulle het dit deurgesien en hulle stamina bewys. Luister mooi, dis fenomenaal om in 'n put af te sak en 'n leeu dood te maak, maar jy handel dit dalk af in 'n paar minute of in 'n, sê nou maar 'n uur, wat ook al, in 'n korte tyd, dit gaan jou nie so lank vat nie. Of om na 'n reus toe te stap en om met een hou te slaan en dis die einde van die saak. Dis wat die ander 30 gedoen het. Maar, luister, dis 'n ander storie om te staan en man vir man te veg. Linie op linie, ry op ry met konstante hergroepering, hernieude aanslae. Sekerlik het hulle weer en weer gekom. Dink nou maar aan 800 man, weer gehergroepeer, weer opgestaan, weer gekom. En hierdie ou het gesê, ek het verantwoordelikheid aanvaar. Ek gaan hier bly totdat die laaste Filistyn dood is. Dis nie 'n vinnige heldedaad wat jou een van die eerste 3 maak nie. Dis nie excellence nie. Dis great. Dit kan jou great maak. Maar excellence is, kan jy deurbyt. Kan jy vasbyt. OK? Dawid se manne het nie opgegee voor die laaste geveg nie klaar was nie. Hulle stamina was merkwaardig. Paulus kom, ons vind Paulus op die einde. Hy's miskien moeg en afgemat. Battle weary, soos ons sê, gekastei in die geveg. Geestelike paar knoppe en duike. Maar nogtans sê Paulus, hy sê in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die wedloop voleindig. Ek het die wedloop voleindig. Opgee was daar nie. I finished the race. Ag, wil julle nie dit amen sê nie? Is dit warm of slaap julle of wat? Is dit nie great nie, hè? Is dit nie 'n sign van excellence nie? Van attaining. Wow, wil jy nie daar kom nie, ouens? Wil gou vir eers paragraaf of 2 lees as ons klaar. Die slot het ek hierso 'n kommentaar gebruik wat ek vir u so wil lees. This is the test of spiritual stature. Firstly, seeing God's full thought and accepting nothing less. Gaan jy vir 'n laer gedagte, okay, ons sal maar wegkom met dit, ons sal maar die Here so dien? Of gaan jy jouself commit tot wat God wil doen? As jy sê hierdie is die season en hierdie is die woord, gaan jy jouself tot die ding commit? Of gaan jy tevrede wees met minder? Gaan jy jouself settle en commit vir minder? Secondly, initiative and responsibility, where that thought of God is concerned, so that we do not have to be told what is needed. Ons hoef nie gesê word nie. Nor urged, nor coerced into doing it. We are alive to it. Nou, ons hoef nie omgekoop te word nie, soos wat jy 'n kind sê, as jy jou groente eet, gee ek jou chocolate. Julle verstaan wat ek bedoel? Baie goed in die kerk werk vandag so. As julle dit doen, gee ek julle dit. Whatever. Jy hoef nie omgekoop te word nie. Jy hoef nie aangesê te word nie. We are alive to it and on the spot and doing it, kyk hierso, because it has become a matter of personal concern to us. Dra jy persoonlike verantwoordelikheid vir die saak van God? Of is jy bereid om te waai as die pastoor nie gemaak soos jy wil hê nie? Jy sou dit stil in hierdie plek. Ek kan dit nie glo nie.
Because it has become a matter of personal concern. Het jy die ding jou eie gemaak? Het jy eienaarskap gevat vir hierdie woord en vir hierdie season? Weet jy wat is die grootste wapens teen hierdie goed? Een van die grootste wapens teen mense in die kerk wat hierdie goed keer is afleiding. Dis hoekom die Bybel ons waarsku en hy sê moenie die wêreld lief hê of die gees van die wêreld nie. Daar's geweldige afleiding vandag. Ek hoor nou die dag iemand sê iemand sukkel met 'n baba van 10 maande. En hulle praat met die ma en die ma sê, wil julle nie vir die kind 'n tablet gee nie? Nou flip, ek weet wat se tablet ek vir die kind sal gee. 'n Sleeping tablet. En 'n bykom tablet. Wil julle nie vir die kind 'n tablet gee nie? Nou sorry nou, verskoon nou my, jy moet my nou vergewe as ek hierdie goed klaar sê. Maar jy maak so 'n kind vir die hel groot. Ouers gee deesdae vir hulle kinders die tablets en die goed om hulle games te speel. Dis die bewoording, om hulle games te speel. OK, kom ons los dit net daar. Miskien moet ek dit nie sê nie. Maar ouens, ons moet persoonlike verantwoordelikheid vat. Persoonlike verantwoordelikheid. And then thirdly, having put our hand to the plow, no looking back, no half-plowed field, no breaking off because things are getting monotonous or difficult. So as die uiterlike stimulus ophou, dat jy sal aanhou. Sorry gou. So afleiding is die ding wat meeste mense, jy moet waak teen dit. Afleiding, die gees van die wêreld. Weet jy wat die grootste vyand teen ouens wat voorloop, is mismoedigheid. Mismoedigheid, discouragement. Discouragement. Ek sê dit maar net, jy kan daarmee self gaan werk. Okay. No half-plowed field, no breaking off because things are getting monotonous or difficult, but going through with it even though it be in weariness. Okay, dan sal geef my volgende stukkie. There is no doubt about it. We are in the counterpart of such a situation today. And the majority of people are not prepared to pay the price. Dis sad, maar dis die waarheid. It is easier to accept a lesser thought of God, one that is not so costly. Sê gou, eina. Eina. Gaan gou na Hebreërs 11 toe asseblief, Marianne. Hebreërs 11 sê die volgende. Hy praat van Moses. Watter vers het Moses in? Hm? 23. Deur die geloof is Moses, vers 23. Na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. So Moses kon 'n nice lewe gehad het. Moses kon 'n smooth ride gehad het, né? Moses kon lekker geleef het. Vers 24. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Moses, jy kan in 'n paleis bly pel, jy kan elke oggend hannepoot druiwe eet. What a life. Jy kon, kyk hierso, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word,
saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. As jy die maklike pad kies, dis net 'n tyd lank. Luister mooi, dis 'n tyd lank, dan sit jy by die huis, dan sit jy's verbitterd, jy's soos 'n lap uitgedroog. Vra my, ek ken baie ouens. Dis 'n tyd, dit hou nie altyd nie. Maar endurance hou vir altyd. Ek wil gou daar kyk, wat was daai vers? 4:25. Omdat hy verkies het ons dit gelees, 25, sê hy tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus, sê gou smaad. Smaad, weet jy wat, as jy 'n nuwe season hoor, en 'n nuwe woord, en jy kies en jy loop agter God aan, weet jy hoeveel smaad kry jy? Weet jy hoeveel smaad kry jy? Daai ou het hy God gehoor, is hy mal? Wat van sy pensioen? Hierdie dinge is 'n werklikheid. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Ons sê die volgende vers, deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Volgehou soos een wat die onsienlike sien. Ok, dis min of meer die storie van Moses. Laaste paragraaf. But the point is, are we going to attain to the first three, or are we going to be in the second group, or in the third group? That is the question we have to answer. Ons sit vandag in dieselfde situasie. Wat gaan ons doen? Gaan jy attain, of gaan jy tevrede wees met iets wat jou minder kos? 'n lekkerder lewe, né? Moses kon gekies het. Kyk maar hou maar daai prentjie. Moses kon gekies het, maar hy het die smaad kant gekies. Hy het die kant gekies wat hom geweldig baie gekos het. Hoekom? Want hy die onsienlike gesien. Wat het jy gesien? Have you perceived? Die eerste kwessie van wat ons genoem het van attaining en excellence. Het jy iets in jou gees gesien, dat daar 'n nuwe season en 'n nuwe woord is? Hoor julle, ons moet hierdie vraag vir onsself vra. Het ek iets gesien? Anders wat volg ek? As ek niks gesien het nie, wat volg ek? Het jy iets gesien? Moses het die onsienlike gesien, daarom was die prys vir hom 'n minor. Was die prys vir hom 'n minor. Ok, die ding wat ons eintlik oor praat is, onthou julle die laaste paar weke, ons praat oor leierskap, en ons praat oor hoe om saam met leierskap te loop. Ouens, wat God wil hê, hoe jy saam met leierskap loop, is deur attaining. Is dit reg? Ja, dat jy loop saam met 'n leier deur te attain, deur te gaan vir jou beste, vir excellence. Want 'n leier wil jou graag, soos Dawid sê, ek sal julle graag wil opneem, en die grace wat oor julle sal kom, sal julle dubbel gee wat julle in julle harte het. Dis wat ek graag vir elkeen wil gee, né? Maar jy kan dit nie kry as jy nie attain nie. As jy 'n attitude het van make me pastor, make me, dan gaan jy nêrens heen kom. Gaan jy nêrens eindig nie. Maar as jy kan attain, onthou wat ons gesê het, by perceiving en deur dit jou persoonlike saak te maak, verantwoordelikheid te vat en deur te druk tot die einde toe. Dis die way wat jy attain. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord vanmôre. Here, ons wil bid dat U hierdie goed in ons harte sal lewend maak en dat dit in ons sal vaslaan. Vader, ek wil vanmôre bid
vir mense wat sal attain, dat daar hierdie ding in ons sal opstaan. Nie om van die eerste 3 te wil wees vir eer of wat ook al, dit het niks daarmee te doen nie. Maar om te sê, dit is die gewig wat ek wil dra in die saak van God. I want to attain unto a place of excellence. Vader, maak vanmôre hierdie gees in ons harte los, deur die krag van u gees in die naam van Jesus. Dat daar by ons 'n onwrikbare urge sal kom, Here, om hierdie goed te doen in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre vir ouens wat laks geraak het. Ouens wat miskien belang verloor het. Dat u hulle weer sal opwek, Here, dat u gees hulle weer sal oprig met nuwe ywer, Here God, met nuwe ywer. Hoe baie mense het nie 'n nuwe ding begin nie, maar opgehou langs die pad, want om uit te hou is moeilik. As die son warm raak en die pad raak moeilik en die teestand kom en dit raak nie meer lekker nie, dan hou die meeste op. Ek wil vanmôre bid, verander ons gees, Here. Verander ons gesindheid, verander ons ingesteldheid in die naam van Jesus. Laat daar by ons hierdie ding van attaining kom wat Paulus sê, ek strek my uit. Maak nie saak wat dit my kos nie, maak nie saak wat ek moet agterlos nie. Ek het iets gesien en dit wil ek hê in die naam van Jesus Christus. Here, ons sal graag wil sien die dag wanneer Jesus terugkom. En dis wat ons op hierdie pad wil hou. Dis die ding wat ons in ons hart gesien het, dat ons moet gaan vir dit, Here God. Dat daar 'n dag sal wees wanneer u sal terugkom. En daardie dag ons wil kan sê, kom Here Jesus, ons het u lank verwag. Here, ek wil vanmôre bid vir 'n nuwe soort gesindheid in die naam van Jesus Christus. Ons is kinders van die Here, maar baie keer is ons so placid, ons is so gemaksigtig. Here, ons raak gewoond aan goed, en dan verloor ons die cutting edge. Herstel ons, Here God, herstel ons, is my gebed in Jesus naam. Gee in ons binneste 'n ander gees, Here God. 'n ander gees. Ek wil vanmôre bid, u woord sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Ek wil vanmôre optree teen 'n wêreldse gees in die naam van Jesus. Vir 'n gees wat geestelik pap is, maar oop is vir alles wat die wêreld na ons toe gooi. Here, gee ons 'n renons in hierdie goed. Gee ons 'n afskuw van hierdie goed. Dat ons sal besef, u woord sê, die liefde vir die wêreld, in dit is die liefde van die Vader nie. En net soos wat ons nie God en Mammon kan lief hê en kan dien nie, so kan ons nie God en die wêreld lief hê nie. Dis die een of die ander. Maak ons vanmôre urgent, Here. Herstel ons urgency, herstel hierdie ywer, Here, hierdie going vir dit. Hierdie dringendheid, herstel dit, Here. Herstel dit. Here, ons kry so baie keer, kan ons verskonings kry. Kan ons iets kry om eintlik maar ons onbetrokkenheid en ons laksheid op te blameer, of die skuld te gee, of voor te hou. En Here, wat ons eintlik dan moet sê is, ek is nie gegryp nie. Maar dan sê ons, nee, ek is te besig, of ek is te dit, of ek is te dat. Herstel ons, Here, herstel ons.
Herstel ons. Gee dat ons sal weet, dat ons sal ervaar, sal smaak, what it is to be born in the fire. Ons het die genade nodig, Here. Ons het die genade nodig. Ek wil vra dat U Gees hierdie woord sal minister in ons harte. Bedien dit in ons harte, Here. Ons sal die grootste moeite en opoffering maak vir ander goed, vir ons eie goed. Maar die Here kom laaste. Die Here kom laaste op ons lys van opoffering. U sê vir die gemeente van Efese, kyk waarvandaan jy uitgeval het. Kyk waarvandaan jy uitgeval het en tweedens bekeer jou en doen die dinge wat jy voorheen gedoen het. Ons wil nie vanmôre 'n lippetaal bekering hê en dan gaan ons hier uit en ons doen dieselfde nie. Ons wil vanmôre onsself bekeer deur te gaan regmaak en die regte dinge te doen in Jesus naam. Here, ek voel vanmôre die urgency van die Gees van God. Dat ons sal herstel, dat ons sal terugkom. Dat ons sal grond inneem, al kos dit om te staan en te fight, dat die swaard aan ons hand vaskleef. Dat ons sal terugveg vir ons eie ywer en ons eie betrokkenheid. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam.